Goeiemôre julle, awesome gesien jag. Ek hoop jy het lekker geslaap. Ons gaan vanoggend aan met Spreuke 24 en dit pas so mooi vir my by die tema wat ons besig is om te behandel by die jag. Julle sal nou hoor hoekom. Vers 30 sê, ek het by die land van 'n lui man verbygeloop en langs die wingerd van 'n verstandelose mens. So hy praat van twee verskillende mense hierso, né? Want hy het verby die land van 'n lui man geloop en langs die wingerd van 'n verstandelose mens. So 'n luiaard en 'n dwaas. Nou sê hy, en kyk, dit was heeltemal toegegroei van die dorings, sy oppervlakte en sy klipmuur omgegooi. En ek het dit aanskou, ja, daarop gelet, gekyk en lering aangeneem. Nou sê hy vir ons, wat het hy geleer? Hy sê, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. Dan kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos 'n gewapende man. Nou hierdie is absoluut waar in die lewe. Onthou, die arbeider is sy loon werd, né? En tot en met hierdie punt, deur die boek van Spreuke het ons al baie gelees oor die luiaard en die dwaas en hoe hulle self arm maak. Maar ek wil jou vat Lukas 8 toe. Ek wil jou vat na die saaier toe waarvan ons gesels die laaste ruk. Ek gaan gou weer vir jou lees. Lukas 8 vanaf vers 4. En toe daar 'n groot menigte vergader, en die wat uit die verskillende stede by hom aangesluit het, sê hy aan hulle deur 'n gelykenis. 'n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai. En toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap en die voëls van die hemel het dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rots geval en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. En 'n ander deel het tussen die dorings ingeval en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en 100voudige vrug opgelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En sy disippels het hom gevra en sê, wat beteken hierdie gelykenis tog? Kan jy stop? So hulle het nie verstaan wat dit beteken nie, maar nou sê hy vir hulle, hy sê, en hy antwoord, aan julle is dit gegee om die verborgenhede, mysteries, né, van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander, deur gelykenisse, sodat terwyl hulle sien, hulle nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Dit behoort julle nou te onthou, né? Die saad is die woord van God. En nou breek hy dit vir hulle op. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. Okay, daai sien ons in vers 5, waar hy sê, 'n saaier het uitgegaan om sy saad te saai, en toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap, en die voëls van die hemel het dit opgeëet. In vers 12 sê hy vir hulle, daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle harte weg. So hy gebruik voëls in steede van duiwel in die gelykenis, né? Nou sê hy, en die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tydjie glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. En hier is die ene waarop ons fokus vanoggend. Onthou, ons fokus op die luiaard en die dwaas, wat sy land en wingerd oortrek is deur dorings. Nou sê hy, en wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. So dra hulle vrug, ja, is die vrug ryp? Nee, hulle vrug word nie bruikbaar nie. Jy sien, net so hard as ons moet werk in ons fisiese lewe, moet ons eintlik harder werk in ons geestelike lewe. Soos hy sê, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie jou hande vou om uit te rus en vinnig kom jou armoede nader en jou gebrek soos 'n gewapende man. Wat is slaap? Slaap is lekker. Dit val onder die genietinge van die lewe. As ons meer tyd spandeer op ons fone as in ons Bybels, het ons 'n probleem. As ons meer tyd spandeer op Discord of WhatsApp of Telegram, Instagram, weet nie wat se gram nog alles nie, as wat ons doen in gesprek en verhouding met God, het ons 'n probleem. Jy sien wat gebeur as ons land word oorgroei met dorings. Elke keer wat jy 'n video kyk, is iemand besig om 'n ideologie of 'n gedagte in jou brein te plant.
Efesiërs 2 sê vir ons dat as iemand nie onder die Heilige Gees is nie, is hulle onder die gees van die owerste van hierdie wêreld. As jy 100 video's 'n dag kyk, wat baie maklik is as 'n mens doomscroll. Hoeveel valse gedagtes, hoeveel leuns dink jy nie is daar in jou kop ingesit op een dag se tyd nie? Dis alles want jy het nog 'n bietjie geslaap, nog 'n bietjie geslymer. Jou hande gevou dat jy kan uitrus. En dan word ons geestelik arm. Ons word geestelik verwoes. En dan kom ons nooit op die punt waar ons ryp vrug dra nie. Jy sien, elke plant, elke boom wat nie goeie vrug dra nie, sal uitgekap word en in die vuur gegooi word. Dit is wat met Israel gebeur het. En dit is ook wat met baie gaan gebeur op die laaste dag. Heel moontlik met die meerderheid. Maar die vraag is, wat gaan jy oor dit doen? Gaan jy die boodskap halfpad luister en dit wees ag, wat ook al oom Jan dry? Of gaan jy die werk insit sodat jy kan ryp vrug dra vir Jesus? Gaan jy die werk insit sodat jy kan ryp vrug dra vir die koninkryk? Vraag en die antwoord lê by jou. Bless jou. Lekker dag.